Ons maak die Bybel weer by Openbaring oop. Ons gaan so 'n bietjie by die boek stil staan vir 'n tydjie. En om die hele boek Openbaring deur te werk sal 'n jaar plus vat. So ons gaan net hoofmomente en belangrike aspekte van die boek uitlig. Kom ons lees in Openbaring hoofstuk 1. Ons gaan weer na die eerste 8 verse saam lees. Die openbaring van Jesus Christus wat God hom gegee het om aan sy diensknegte te toon wat gou moet gebeur. En wat hy deur die sending van sy engel aan sy diensknegte Johannes te kenne gegee het, wat getuig het van die woord van God en die getuienis van Jesus Christus, alles wat hy gesien het. Salig is hy wat die woorde van die profesie lees en die wat dit hoor en bewaar wat daarin geskryf is, want die tyd is naby. Johannes aan die 7 gemeentes in Asië, genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Aan hom wat ons lief gehad het en ons van ons sondes gewas het in sy bloed, en ons gemaak het konings en priesters vir sy God en Vader, aan hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen. Kyk, hy kom met die wolke en elke oog sal hom sien, ook hulle wat hom deursteek het, en al die geslagte van die aarde sal oor hom rou bedryf. Ja, amen. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, sê die Here, wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. En tot sover. Het gaan daarom vanmôre om die boek weer in konteks te plaas. Soos verlede week gaan ons maar aan. Ons het verlede week gepraat en gesien dat hierdie boek verbind is met ander boeke soos Genesis en so meer, en dat die profesie van Openbaring is besig om baie vinnig te vervul te word, saam met die ander profesie van die Bybel. Maar die tyd is naby, sê Jesus. En by God is daar nie tyd nie. Ons leef in die dimensie van ruimte en tyd. God het nie ruimte en tyd nie. Hy is 'n ewige nou. Daar bestaan nie tyd by God nie. Hy het dit vir ons gemaak om ons te laat funksioneer. En wanneer dit verby is, gaan daar geen tyd meer wees nie, sê die Bybel. So ons moet die dinge probeer verstaan in die konteks van 'n tydlose, ruimtelose ewigheid en 'n ewige persoon, God, wat geen beperkings het nie. Ons word beperk deur ons ruimte en tyd, maar hy het geen beperkings nie. God het geen beperking op hom, in hom nie, of aan hom nie. So dis die God wat ons aanbid. Maar om net so bietjie weer vir die persone wat nou nog nie hier was wanneer ons dit gehanteer het nie, net so bietjie weer 'n kort oorsig oor God se handelinge te gee, wat die boek Openbaring vir ons oopmaak om te wys wat gaan alles gebeur. Nou ek hoop jy kan sien daar agter, dit wat ons mee besig is die dinge wat nou gebeur, en wat op punt is om tot 'n klimaks te werk, wanneer Jesus Christus gaan kom as die verreëse heiland, die verlosser. En die volgende ding wat gebeur op hierdie aarde, gaan wees die wegraping van die bruid van Christus. Dis die volgende ding wat gebeur, dat Jesus Christus gaan kom tot in die lig, en hy gaan roep na die mense wat aan hom behoort, die wat in die grafte is, gaan opgegooi word, opgeruk word. En die wat in die lewe oorbly, sal saam met hulle in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig, sê 1 Tessalonisense 4. En daar is nie tyd op daai oomblik om reg te maak nie, jy moet nou reg maak, reg wees. In Korintiërs 15 vers 51 sê Paulus, kyk, ek deel julle verborgenheid mee, die kerk. Ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word in 'n oomblik en 'n oogwink by die laaste bassein. Want die bassein sal weer klink en die dode sal onverganklik opgewek word en ons in die lewe sal verander word. So daar is nie tyd om te praat en te roep en sê, Here, ek is jammer, help my, ek wil nou glo nie.
Jy moet nou glo. So die wegraking van die kerk is die volgende gebeurtenis waar die kinders van God van hierdie aarde weggeneem word en voor die regterstoel van Christus verskyn. Kinders van God word nie veroordeel nie. Hulle word beoordeel by die regterstoel van Christus. Daar gaan elkeen rekenskap gee van sy of haar werke. En die beste plek om daarvan te lees is 1 Korintiërs 3, waar die Bybel vir ons sê dat ons sal almal voor die regterstoel van Christus verskyn om rekenskap te gee. En die ander twee tekste praat ook daarvan. 2 Korintiërs 5 sê ook dat ons voor die regterstoel van Christus sal verskyn. Na daardie verskyning en die beoordeling van God se kinders gaan daar 'n bruilof van die hemel plaasvind wat die Bybel noem die bruilof van die lam. En sê die Bybel vir ons salig is die wat genooi is na die bruilof van die lam. Daar in Openbaring 19. Daar gaan 'n ongelooflike gebeurtenis plaasvind wat nooit sy gelyke gehad het en kan hê nie. Wanneer die lam van God, die hemelse bruidegom, 'n bruidstafel en 'n bruidsgeleentheid voorberei vir sy bruid, die kinders van God, wat in hierdie dispensasie tot bekering gekom het. Matteus 25 praat ook daarvan. Op hierdie aarde gaan daar ander dinge gebeur wat baie besig is om vinnig aanvang te neem. Die openbaring van die Antichrist. Dis die volgende wêreldleier. Nou ons weet nou wat gebeur in die Romeinse kerk en almal het hulle seggenskappe oor die nuwe paus dat hy dalk die Antichrist is, maar dis nie waar nie. Die Antichrist gaan nie 'n paus wees nie, hy gaan 'n verskriklike man wees wat iewers uit Sirië gaan kom. Daniël beskryf hom as 'n Assiriese Jood. Nou ja, dit daar gelaat. Maar hier gaan 'n persoon op die aarde verskyn wat die hele wêreld gaan koördineer op godsdiens, politiek en ekonomiese vlakke. En in daai tyd wanneer hy verskyn, sê die Bybel, sal jy 'n merk op jou voorhoof of op jou regterhand kry, jy sal nie kan koop of verkoop nie sonder daai merk van die dier nie. Die Bybel noem hom die dier en baie ander name. So hy gaan vir 7 jaar op hierdie aarde regeer, wat die 7 jaar van groot verdrukking is. En daar gaan mense hoop en bid om te sterf, maar die dood gaan van vlug. So, dis nou tyd om reg te maak en reg te wees. Al moet dit jou alles kos in jou lewe. Die eerste 3,5 jaar gaan die Antichrist valse vrede verkondig in die wêreld en 'n misleiding inlei van valse vrede. En Daniël 8 vers 23 sê dat deur vrede gaan hy ontelbare mense verwoes. Hy gaan kom met 'n skynbare vredesroeping op die aarde. Maar die tweede 3,5 jaar gaan hy omdraai. Hy gaan die Israeliete uit die tempel uit verwoes en hy gaan in die tempel sit en sê hy is God en dan gaan hy groot verwoesting aanrig. Daar's oorloë wat kom en so meer. Na sy 7 jaar van die verskyning van die wederkoms van Jesus plaas. Ek sal nou 'n bietjie meer daaroor sê. En dan gaan die slag van Armageddon plaasvind wat nou op almal se lippe al reeds is. Die volgende oorlog wat kom is nie Armageddon nie, slag van Gog en Magog. Sal eendag daaroor praat in Jesegiel 38 en 39. Die Armageddon oorlog kom na die 7 jaar van groot verdrukking, so dis nog 'n hele entjie verder. By hierdie geleentheid van die 7 jaar van oorlog gaan Jesus Christus, die Antichrist en die valse profeet vat en hulle in die hel gooi. En die Satan gaan vir 1000 jaar gebind word en Jesus gaan vir 1000 jaar regeer op die aarde in die tempel van Jerusalem as koning. So die eindoordeel is hier daardie dag, nie wanneer die kinders van God hemel toe geroep word nie. Die eindoordeel kom 1000 jaar verder nog eers. Dis die eindoordeel waar almal wat Jesus Christus nie geken het nie voor hom sal verskyn en rekenskap gee waarom hulle hom nie aanvaar het nie. Nou daar's baie diep teologie in hierdie saak, maar dit is wat die Bybel sê. Johannes sê hy die hemel gesien, 'n groot wit troon, Openbaring 11, 20 vers 11, en hom wat daarop sit voor wie se aangesig die aarde en die hemel weggevlug het en daar's geen plek vir hulle gevind nie. En dan sê hy daar's boeke wat oopgemaak word. En as dit bevind is dat iemand se naam nie geskryf is in die boek van die lewens in die poel van vuur gewerk. Nou kom die vraag, is jou naam daarin geskrywe? Hoe weet jy dit? Is jy seker daarvan?
is jou naam in die boek van die lewe. As hy daai dag nie daar is nie, is hy weg. So is nou tyd om seker te maak en reg te maak, asseblief moenie met jou saligheid speel nie. Dan gaan die aarde verbrand word. Petrus sê, in 2 Petrus hoofstuk 3 vers 10, die hemel sal met 'n gedruis verbygaan en die elemente wat op die aarde sal brand en versmelt. God gaan nuwe hemele en 'n nuwe aarde stig en skep. Alles wat bestaan, wat ons nou sien, gaan verwoes word, vernietig word. Daar gaan niks oorbly nie. Net die hemel en die mense in die hemel sal daar wees. Dan skep God nuwe hemele en 'n nuwe aarde. Ons kan maar Openbaring gaan lees. Maar die eindoordeel, die laaste wat op hierdie aarde genoem sal word, is die hel. En dis ongelukkige werklikheid. Mense glo dit nie. Mense dink nie daaraan nie. Mense speel met hulle heil, met hulle saligheid, met hulle lewe. Hulle gee nie om nie. En daai dag sal almal hulle tonge kou van pyn, wanneer hulle in die hel gewerp gaan word. So dis maar net 'n kort oorsig oor wat Openbaring insluit, en dis kontemporêr, dis wat nou gebeur, en besig is om te gebeur. Nou, Jesus het gesê, kyk ek kom gou. Ons het dit gelees, kyk ek kom gou. Daarom het hy gesê, by God is daar nie tyd nie. As hy sê gou, kan dit oor 10.000 jaar vir ons wees. Dit is nie meer so lank nie. Ek glo nie as hy soveel dae oor nie. Maar as hy sê, kyk ek kom gou, dan beteken dit ek is in die situasie, ek is besig daarmee. En ek gaan nie die ure en die dae en die jaar aftel nie. In God se konteks is daar nie tyd nie, so as hy sê hy kom gou, dan beteken dit hy het eintlik klaar gekom, wat dit betref. Jesaja 21 vers 11 sê, wagter, hoe ver is dit in die nag? Wagter, hoe ver in die nag? Die wagter sê, die môre kom en ook die nag. Nou ons weet daar kom 'n môre vir God se kinders, wanneer die bassein blaas en ons heeltemal vry gaan kom van hierdie aarde en sy elemente en sy smart en verdriet, en ons by God gaan wees. Die môre kom, is jy gereed, is jou oë oop, gaan jy die lig van die môre tegemoet gaan of gaan jy agterbly? Daarom sê hy, die nag kom ook. Vir hierdie wêreld is daar 'n môre op hande en onmiddellik met daai selfe oomblik 'n nag wat aanbreek, die 7 jaar van verdrukking wanneer die Antichrist oorneem. So om dit in konteks te plaas, en ons vind in die boek Openbaring die volgende verborge items. Nou ons moet dit dikwels maar hoor om te verstaan die verborgenhede van Jesus. Ons gaan baie oor Jesus praat in hierdie preke. Want dis alles waaroor dit gaan, is hy. Hy en ons. Die verborgenhede van die harte van mense. Dit word geopenbaar in Openbaring. Openbaring word die verborgenhede van die kerk geopenbaar. In Openbaring word die verborgenhede van die hemel geopenbaar. En daar word ook die verborgenhede van Babylon, die valse godsdienststelsel wat miljoene mense hel toe gelei het. Is ook die verborgenhede van die toekoms. Wat gaan gebeur? Daarom sê die Bybel in die sleutelteks in Openbaring 1 vers 19, aan Johannes sê die engel, skryf die dinge op wat jy gesien het, die wat is, sowel as die wat gaan gebeur. Dis 3 vlakke waarop die boek opgemaak word. So, Jesus se wederkoms, wat mense nie verstaan nie, en vir jare en jare het ander kerke gespot met ons teologie oor hierdie wederkoms, maar op hierdie stadium glo almal wat ons geglo het, en wat ons verkondig het. Almal sien dit raak. Die wederkoms is 'n proses van 7 jaar. Dis nie 'n ding wat gebeur het en is verby nie. Van die oomblik dat die wegraping plaasvind en die kerk van Jesus weggeneem word, is daar 7 jaar van tyd waarin die wederkoms gebeure plaasvind, want dit loop van die een moment na 'n ander moment. So daar is 2 hoofmomente. Die eerste moment daarvan is die wegraping van die bruid, wanneer Jesus kom, die bassein blaas en die kinders van God weggeneem word in die wolke en die lig tot by die hemel vir ewig. Dit is die volgende ding op God se almanak. Dis die volgende gebeurtenis van Openbaring wat moet plaasvind.
is die wegname van die bruid van Christus. 7 jaar later vind daar iets anders plaas wat die wederkoms van Christus afrond, en dit is die verskyning van sy koms. Hy kom om sy bruid te kom haal, die Antichrist kom aarde toe, Jesus is besig met sy bruid, dis deel van die wederkoms, die bruilof van die lam en so meer, en die oordeel van die regterstoel, en al daardie dinge, en wanneer dit klaar is, kom hy af, en hy verskyn, so Sagaria, vir ons sê nou Sagaria 14, sy voet gaan op die Olyfberg staan, wanneer hy kom en verskyn, by die wegraping verskyn hy nie, hy gaan net tot in die lig kom en mense roep, met 'n geweldige stem, en hulle gaan opgeneem word. By die verskyning van sy wederkoms sal elke oog hom sien, gaan lees maar Matteus 24. Hy sê soos die weerlig in die weste uitslaan en tot in die ooste skyn, so sal die verskyning van die Seun van God wees by sy verskyning van sy koms. Dit beteken hy sal reg rondom die aarde gesien word op dieselfde oomblik. En almal sal hom sien, en Openbaring 1 sê, al die geslagte van die aarde sal oor hom rou bedryf. En dan begin hulle vlug, want hy kom in toorn op daardie stadium by die verskyning van sy koms. Die tekste kan jy maar self gaan lees. So hier volg hy uiteensetting van die gebeure wat kom, en wat is die pad vorentoe. Die tekens van die eindtyd wat in Openbaring tot vervulling kom, wat in ons tyd nou besig om te gebeur, wat ons raak en wat die boek verder oopmaak, is die huidige gebeure in Israel. Nou Israel, die volk van God, is die barometer van die profesie. En die profesie omtrent Israel loop van Genesis af tot dwars deur in Openbaring in 'n rooi lyn dwars deur die skrif. Van Abraham se roeping af tot in Openbaring se einde is daar 'n rooi lyn wat dwars deur loop, en die lyn se naam is Israel. So Israel is baie betrokke in die boek Openbaring, wanneer hulle in verdrukking gaan kom en so meer, dan kan jy daarop uitbrei, maar wat ook nou besig is om te gebeur, waarvan die Bybel praat, is oorloë, hongersnood, aardbewings en peste. Hulle is ons besig om 'n nuwe virus te ontwikkel, om ons verder te verkneg. Maar ek weet nie of dit gaan gebeur nie. Ek weet nie of dit gaan gebeur nie, ons hoop nie dit gaan gebeur nie. As die kinders van God bid daarteen, dan sal dit nie gebeur nie. Ons moet veg daarteen. Dis tyd dat die kerk opstaan en geestelike oorlogvoering gaan oefen om hierdie dinge reg te stel. Want die Satan kan nie maak net wat hy wil wanneer ons bid nie. Maar wanneer ons nie bid nie, dan gebeur soos wat met COVID gebeur het. Hy maak wat hy wil. Want kinders van God bid nie genoeg nie. Ons veg nie. In die boek Openbaring word die selfkultus ook geopenbaar, waar die mense net lief is vir hulle self. Dit word beskryf in 1 Timoteus 3. Hoewel die mense liefhebbers van hulle self sal wees, hulle sal nie steur aan God nie, hulle wil net hê en alles doen en kry vir hulle self en so meer. Lees dit maar self. Daar's 'n kennisontploffing in Openbaring ook wat in Daniël 12 vers 4 beskryf word, waar hy sê kennis sal vermeerder. En dit staan in verband met baie dinge in Openbaring, soos die kunsmatige intelligensie, artificial intelligence, soos die Engelse sê, van Openbaring 13, waar daar 'n groot rekenaar wese gaan wees, wat gaan praat, wat al die mense gaan verkneg. En dit is die kennis wat in die laaste tyd geopenbaar word en gedoen word, om daardie massiewe rekenaarwese te bou. Hy gaan die hele wêreld regeer. Lees maar Openbaring 13 vers 14 en 15, waar hy sê, hulle gaan 'n beeld maak van die dier, en hy gaan die wêreld dwing om die dier te aanbid. Sal jy iemand anders aanbid as Jesus? Ek dink daar gaan baie wees wat sê, nee, maar hulle gaan dit doen. Die oomblik as die lem op jou keel gaan lê, as jy agterbly, wat gaan jy kies? Gaan jy kies om te bly lewe, of gaan jy kies om Jesus Christus aan te dien? Dis goed wat ons te doen het. Die moslims is in Suid-Afrika, hulle is in die Wes-Kaap, hulle is besig om aan te kom, hulle is besig om oor te neem, en hulle gaan jou kop wil afkap. As dit voor die wegraping gebeur, gaan jy Jesus verloon? Gaan ons hom verloon?
of gaan ons vashou aan hom? In Openbaring 3 sê hy, hou net vas wat jy het tot die einde toe. Hou vas in jou geloof. Met ander woorde, in hierdie tyd sê jou geloof geweldig moet sterker word. Dit help nie ons praat en niks gebeur nie. As jy besig om jou geloof toe te rus en sterk te maak vir die tyd wanneer daar 'n lem op jou keel mag lê of 'n geweer in jou kop mag wees en sê, verloon Jesus of. Daai tyd is hier. Dit gebeur oor die wêreld. Dis op pad na ons toe. In Mosambik vermoedelik baie mense en so meer. Nou goed. Die AI, die kunsmatige intelligensie, gaan uitloop op die vorming en die skepping van 'n geweldige groot rekenaar boosheid, waarin demone gaan bly of 'n bose gees gaan bly, moontlik die gees van die anti-kris, en hy gaan die wêreld beheer. Dis 'n groot rekenaar. Daniël het gesê, kennis sal vermeerder. Dis hierdie tipe dinge. Ateïsme en goddeloosheid sal vermeerder. Ons sien dat die boek Openbaring praat van genade van God, dat hy mense seer maak om hulle oë oop te maak, hulle ore oop te maak vir die waarheid. Maar in Openbaring 9 en Openbaring 16 sê hy, hulle bekeer hulle en hulle vloek God. Hulle is klaar verhard in die hart. Hulle kan hulle nie bekeer en hulle vloek God. Dis hoe die mens is, ateïsme. Daar is nie 'n God nie, want hoekom sal hy dit aan ons doen? Baie kinders van God vra dit soms ook. Satanisme en heksery gaan geweldig toeneem, tot op 'n punt waar in Openbaring 13 staan dat die hele wêreld sal die duiwel aanbid. En die hekseorde is soort van 'n asem vir die satanisme en vir die gees van die anti-kris en vir die duiwel. Dan kom daar 'n nuwe wêreldorde, en dis omtrent so kortliks saamgevat wat in Openbaring gaan gebeur en besig is om te gebeur. So, ek het gesê as ek hierdie reeks dienste gaan bring, gaan ek by elke boodskap probeer om 'n teken van die tyd aan te bied. En ek gaan vanmôre nou iets wys vir u en daaroor praat. Ek het dit al voorheen gepraat. Die moedswillige verwerping van God se gesag en sy skepingsorde, soos in Sodom en Gomorra. Lukas 17 sê Jesus, net soos dit ook gebeur het in die dae van Lot, net so sal dit wees in die dag wanneer die Seun van die mens openbaar word. Hierdie is seker die magtigste aanval ooit op die mens en op die ware kerk. Die gees van Sodom en Gomorra. Hoe lyk dit in ons moderne tyd, waar hierdie gees die aarde betree het en geïnfiltreer het? Nou ja, ek sê is erger as ouds, erger as van ouds. In Sodom en Gomorra het hulle nie 0,0001% tegnologie gehad om hulle dinge te doen nie. Hulle het maar net by mekaar gekom en sondig. In ons tyd trek die sonde van Sodom en Gomorra deur tegnologie oor die hele wêreld heen. Omhul die wêreld. Dit sluk die hele wêreld in. Daar is 4 hooftemas in hierdie saak. Goddeloosheid, sodomie, pedofilie, kindersiele. Dis die fokus van die gees van Sodom en Gomorra. Nou, dan is daar nog een geslagsverwarring. Die kinders word geleer, jy kan 'n seentjie wees of 'n dogtertjie. Dis die grootste gruwel wat 'n mens aan 'n kind kan doen. As ek die hulp gehad het, sou ek al die mense uitgewis het. Ek sou hulle vermoor het, want dis wat hulle verdien. Maar gelukkig is dit in die hande van die Here. Hy wag vir hulle. Hulle sê, hier's 'n klompie goeters, dis erger as die van ouds. Ja, dis 4 hooftemas en dan kom hulle sê, we are coming for your children. Ons is gefokus op julle kinders. We are coming for your children. Daaronder staan dit so 'n bietjie dof geskrywe. Hier's 'n ander wat dieselfde ding sê, Johannes. Santa Claus is coming for your children.
Jy geweet dat Sinterklaas is 'n tipe van die duiwel. Hy is die duiwel se skaduwee op aarde. Hierdie Vader Kersfees wat mense so aanbid. Dis hoekom op Kersfees 'n heidense Christusfees verskyn om kindertjies na Satan toe te lei. Kersfees is glad nie 'n Christelike fees nie, glad nie. Dis 'n heidense fees. En hierdie skaduwee van Christus is ingekorporeer in hierdie saak. Ek sal later oor dieper praat, maar hoor wat sê hierdie mense vir ons wat nie in hierdie dinge deel nie. Hulle sê, you think we are sinful, you fight against our rights, you say we all lead lives you can't respect, but you're just frightened. You think that we'll corrupt your kids. If our agenda goes unchecked, funny. Just this once, you're correct. We'll convert your children, happens bit by bit. Quietly. Kindertjies word stukkie vir stukkie oorgeneem. Alle mense wat kinders in hierdie tyd het moet ween. Jy moet ween in die gebed vir jou kinders. Anders is jy vals. 'n vals ouer. 'n vals broer of suster. Dit is tyd om te ween vir ons kinders. En dit is wat nou gebeur. Maar kyk hoe lyk hulle. Dis hoe hulle lyk. Dis ons kinders se sonnaarskole, ons kleuterskole. Dis wat daar aangebied word. Daai ding wat daar is eintlik 'n mannetjie. En dan sê hulle, ek wil net sien of ek dit kan sien. Not all princesses dress in pink. Seentjies moet ook in pink aantrek, né? Not all princesses dress in pink. Dis 'n kondisionering van kindersiele. Daar's baie ouers wat hulle nie steur hieraan nie. Stuur hulle kinders kleuterskole toe, laat hulle maar gaan. Hier is Disney's program. Disney's first gay character, Josh Gad, as LeFou, Beauty and the Beast. Dis 'n aantreklike ding vir die kinders. Die ouers sê, dis Disney, Walt Disney. Ek het so 'n dik boek daar, The Gospel of Disney. Jy moet daai boek 'n bietjie lees en sien wat gebeur. Ek het al vir julle gesê hier in die kerk op 'n vorige geleentheid, die dinosourusse wat hulle so ophemel, word in die boek van Disney beskryf as die skeppers van die aarde. Dis Disney se teologie. Die dinosaurs is skeppers van die aarde. En daarom is daar soveel demone in die dinosaurus speelgoed. Ek het al met kindertjies te doen gehad wat hulle oë geel word en so speel soos 'n kat sinne, wanneer hulle met daai goed speel. En dan moet jy duiwels uit hulle uitdryf, en dan brul hy goed soos 'n leeu. Dis wat gebeur in ons tyd, stukkie vir stukkie. Die ouers weet nie, hulle kyk nie, hulle doen nie ondersoek nie. Mense spot met God in ons tyd, is ook 'n teken van die tyd. Judas sê, hierdie goed is alles 'n bespotting van God. In die laaste tyd sal daar spotters wees, wat volgens hulle eie goddelose begeerlikhede wandel. Dis nie net vleeslike begeertes nie, dis goddelose begeerlikhede waarvan die Bybel praat. Petrus sê, dit moet julle vooral weet dat daar in die laaste dae spotters sal kom wat volgens hulle eie begeerlikhede wandel en sê, waar is die belofte van sy wederkoms? Mense begin al hoe meer en meer spot. Want volgens ons bepalings en ons uitsigte en insigte wat ons gehad het, moes die Here in die jaar 2000 omtrent gekom het. Maar Petrus sê nee, die Here vertraag nie die belofte van sy koms, so sommige dit vertraaging ag en sy het ons vergeet nie. Maar hy is lankmoedig oor ons wil hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. Alle mense wat hierdie boodskap hoor en wat die Bybel lees, moet tot bekering kom. Maar die program is direk gemik teen ons kindertjies. Matteus 7 sê hierdie woorde, en dis ernstig. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemel nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is.
Baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in die naam geprofeteer, in die naam duiwels uitgedryf, in die naam baie kragtig gedoen nie. En dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken, jy gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk. Wat is die wil van die Vader? Vir 'n ma is dit om haar kinders na Jesus toe te lei, om 'n voorbeeld te wees. Vir 'n pa is dit om sy huisgesin te versorg en op die weë van die Here te lei. Vir die kerk is dit om mense na Jesus toe te lei, omdat hy help om God te vind. Maar daarteenoor dan kom die predikante, hulle staan hier so en sê, ek profeteer, ek dryf duiwels uit, ek doen wonderwerke, en hulle seminare oor wonderwerke, oor profeseë, en al sulke dinge. Dis nie die wil van God nie, hy sê, gaan weg van my. Die wil van God is om mense na Jesus toe te lei, om die evangelie te verkondig en te bevorder in jou eie huis, in jou eie gemeente en daar buitekant. Dis die wil van God. Waar lees ons dit? Matteus 28 vers 19 sê, Jesus gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan al die nasies. Handelinge 1 vers 8 waar die Heilige Gees uitgestort word, sê Jesus, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle gaan my getuies wees in Jerusalem en Judea en Samaria tot aan die uiterstes van die aarde. Dis die wil van God. Getuies. Dis die sterkste evangelie boodskap in die lewe is 'n getuie vir Jesus. Daarom sê Petrus, ons moet by elke geleentheid getuig aan almal wat rondom ons is. Matteus 24 sê, daarom moet julle ook gereed wees want die seun van die mens kom op 'n uur dat julle dit nie verwag nie. Gelukkig is daar 'n diensknegt vir wie sy Here as hy kom op hierdie manier besig sal vind. Waarmee is ons besig? Waarmee is ons besig? Jy sal self weet. Dan sê Matteus 10, elkeen dan wat my sal bely voor die mense, hom sal ek ook bely voor my Vader wat in die hemel is. Maar elkeen wat my verloon voor die mense, hom sal ek ook verloon voor my Vader wat in die hemel is. Daar wag vreeslike dinge vir die mens, vir elke mens. Kinders van God ook, bely of verloon Jesus, dan gaan jy daar by regterstoel hoor, Vader, hy was ontrou, of sy was ontrou aan my. Ek wil niks met hom waar te doen, ek gaan geen loon vir hulle gee nie. Maar God ons help, dat ons die laaste rukkie wat ons nog het, sal wakker word. Amen.